Hallo almal, dis Juffrou Cecilia. Vandag lees ons net stories. In die description is daar 'n link. Dit gaan jou neem na werkboek 7 wat vol is van heerlike opwindende avonture en stories saam met Juffrou Cecilia en Babsie wat bietjie meer gaan leer van diere. In die vorige video het ons bietjie gesels oor wat inhoudsopgawe beteken. Nou hier is die inhoudsopgawe van al die stories in boek 7. Babsie sien voëls. Alle voëls het vere. Die voël word 'n visvanger genoem. Die voël se vere is baie mooi kleurvol. Dis 'n visvanger, want weet julle hoekom? Hy vang vis met sy skerp buik. As julle nie weet hoe 'n visvanger lyk nie, wil ek graag hê julle moet nou bietjie gaan Google, maar vra eers toestemming by 'n volwassene, laat hulle saam met julle op die rekenaar gaan en dan gaan soek en kyk julle of julle kan enige prente kry van 'n pragtige, mooi kleurvolle visvanger. Kom ons lees nou 'n bietjie van die haan. Die haan het ook mooi gekleurde vere. Hy het 'n kam op sy kop en 'n lel onder sy snavel. 'n Haan kraai vroeg in die oggend. 'n Volstruis het lang bene en 'n lang nek. Sy groot oë kan baie ver sien. Die volstruis skop met sy pote en byt met sy snavel. Alle voëls lê eiers. Daar broei klein kuikentjies uit die eiers. Kuikens het nog nie vere wanneer hulle gebore word nie, maar hulle het dons wanneer hulle uitbroei. Uile het baie groot oë om in die donker te kan sien. Hulle snavels is kort, maar baie skerp. Hulle vang muise met hulle skerp kloue. Babsie leer nou meer oor voëls. Pluimvee is voëls waarmee ons boer. Hoenders is ook pluimvee. Hierdie is 'n haan. Ons eet die vleis van hoenders. Die hoenderhenne lê die eiers wat ons eet. Ons eet nie bevrugte eiers nie, want dit is waaruit die kuikentjies broei. Eende het 'n plat bek en webbe tussen hulle tone. Eende swem en soek kos in die water. Eende se eiers is groter as hoendereiers. Die klein eendjies broei uit die eiers uit. Ganse is ook pluimvee. Ons kry dons van die ganse waarmee ons ons kussings stop. Ganse is lief vir water en die webbe tussen hulle tone help hulle om te swem. Kalkoene is die grootste pluimvee waarmee ons boer. Ons boer met hulle vir hulle vleis. Babsie sien katte wat net soos Kitsie lyk. 'n Kat het 2 klein gepunte oortjies bo op sy kop. Katte hoor baie goed. 'n Klein babakatjie lyk net soos sy mamma wanneer hy gebore word. Die mamma lek die klein katjie om hom skoon te maak. Katte is bang vir honde. 'n Kat sal sy rug krom maak. Sy hare sal oorent staan en hy sal 'n hond op sy neus krap wanneer hy bang is. Katte met oranje hare word gemmerkatte genoem. Sommige katte het kort hare en ander het lang hare en ek het al katte gesien sonder hare. Katte is 'n goeie troeteldier. Kitsie is een van Ben, Mia en Babsie se troeteldiere. Babsie speel met Kitsie. Kitsie is ook 'n kat. Katte is lief om goed te jaag en te vang. Kitsie jaag die muise buite in die tuin en baie keer jaag sy ook vir Wolly, veral as hy sy bene in my ma se groentetuin begrawe. Babsie sien honde wat soos Wolly lyk. Honde is goeie troeteldiere. Wolly is ook 'n hond. Wolly is Ben, Mia en Babsie se ander troeteldier. Wolly het 4 bene, 2 ore en 'n stert. Sommige honde het kort neuse en ander het weer lang ore. Lank gelede is honde gebruik om te jag. Jaghonde gebruik hulle lyf, neus en stert om na 'n prooi te wys. Daar is baie ander soorte honde. Babsie sien 'n hond wat vol kolle is. Sommige honde het lang hare en ander het net kort hare. Honde blaf om ons teen gevaar te waarsku. Jy kan jou hond leer om te werk. Hierdie hond gaan haal die koerant vir sy baas. Honde lê graag in slaap. 'n Baba hondjie is baie lomp. 'n Klein hondjie speel graag en jag enige ding rond wat hy sien. Mia wys vir Babsie die perde. Perde het groot koppe. Hulle het 2 groot oë,
en 2 ore bo op hulle koppe. Perde het groot tande en hulle bekke om gras en hooi te kou. Perde beweeg op baie maniere. Hulle kan loop, draf, galop, hardloop en spring. 'n Baba perdjie word 'n vul genoem. Die ma word 'n merrie en die pa word 'n hings genoem. Die villetjie kan vinnig hardloop met sy lang beentjies. Mia hou baie van perde. Ons sit in 'n saal op die perd se rug wanneer ons wil ry. Ons plaas ons voete in die stiebeels en hou die leiersels vas om die perd te stuur. Mia se perd se naam is Roxy. Dit is 'n baie mooi dag om vir 'n rit op Roxy te gaan, sê Mia. Mia kan nie wag om vanmiddag na oupa Hannes en ouma Isie toe te gaan nie. Hulle woon op 'n plaas net buitekant Stellenbosch. Roxy bly op die plaas. In die dag is sy in die veld en in die aand is Roxy in 'n stal. Oupa en Mia versorg vir Roxy. Hulle gee gereeld vir haar kos en water. Ben wys vir Babsie al die wilde diere. Kameelperde het die langste nek van al die wilde diere in Afrika. 'n Kameelperd het ook lang bene en 'n lang tong, waarmee hy blare aftrek om te eet. 'n Renoster is 'n baie snaakse dier. Hy het 2 horings wat op die punt van sy neus groei. Renosters sien maar sleg en maak staat om sy vyande te ruik. Ben sê, wees versigtig met al daai wilde diere. 'n Buffelbul is baie kwaai. Hy storm sommer op alles af, veral as hy bang is. Buffels eet gras soos beeste. Olifante het die grootste massa van al die landdiere. Olifante gebruik hulle slurpe om water op te suig. Die slurp word ook gebruik om goed mee op te tel. Die meeste wilde diere is soogdiere. Seekoeie is ook soogdiere. Seekoeie bly bedaags in die water en kom snags uit om op die gras te wei. Hulle het groot bekke en baie groot tande. Mamma leer vir Babsie meer oor heuningbye. Nou, dit is 'n heuningby. Die by het 2 vlerke en 6 bene. 'n By het 'n angel aan die punt van sy stert. Bye het 2 groot oë en 2 voelers op sy kop. Bye suig nektar uit blomme uit. Hulle versamel styfmeel wat aan die hare op hulle pote vassit. Bye vertel ander bye waar die kos is deur 'n dansie te doen. Bye leef in 'n byekorf. Hulle bou die korf met byewas. Bye versorg hulle korf. Hulle maak dit skoon en hou dit koel deur hulle vlekkies te beweeg. Die korf is in selle verdeel. Die koningin by lê 1 eiertjie in elke sel. Die bye versorg die eiertjies totdat die bye verskyn. Babsie sê, "Mamma is ook soos 'n heuningby. Mamma werk baie hard. Ek gaan vir mamma ook vlekkies soos 'n heuningbytjie koop. Dan kan mamma vinniger by die winkels kom en heeldag ons huisie lekker koel hou, veral as dit warm is." Pappa en mamma lag vir Babsie se snaakse idees. Babsie leer nou meer oor paddas. Paddas leef in skoon water. Hulle bly die meeste van hulle lewe naby water. Paddas sit of skuil onder blare. Paddas kan ver en hoog spring. Hulle duik in die water en swem tot onder om te vlug. Paddas vang insekte om te eet met hulle lang taai tong. Sommige paddas kan in bome klim op soek na insekte. Hulle word boompaddas genoem. Paddas lê eiers. Die paddavissies wat uitbroei, leef net in water. Later groei daar bene en hulle sterte begin te krimp. Nadat paddavissies in paddas verander het, kan hulle op land en in water leef. En hierdie verandering van eiers na paddas word 'n lewensiklus genoem. Babsie leer nou meer oor visse. Visse kom voor in allerlei vorms en kleure. Sommige visse swem in groepe en ander swem weer alleen. Ons praat van 'n skoolvisse as 'n groep saam swem. 'n Paling skal in 'n gat en kom net uit om ander visse te vang vir kos. Haie is van die grootste visse in die see, maar 'n walvishaai is die heel grootste vis. En 'n walvis, hulle is ook soogdiere. 'n blaasoppie
kan homself opblaas tot hy so rond soos 'n bal is. Die blaasoppie het stekels oor sy hele lyf wat giftig is. Babsie leer nou meer oor dolfyne. Dolfyne leef in die see. Dolfyne is ook soogdiere en moet opkom om asem te haal. Hulle haal asem deur 'n opening. Die dolfyn leef van vis wat hulle met hulle skerp tande vang. Hulle maak 'n klik geluid en kan ook fluit. Dolfyne is vriendelike diere wat soms toelaat dat mense naby hulle kom. Sommige laat selfs toe dat mense aan hulle raak. Sommige dolfyne kan geleer word om toertjies te doen. Hulle kan 'n bal in die lug vang en kan selfs deur 'n hoepel spring. Hulle kry vis as 'n beloning dan. Dolfyne is baie spelerig. Hulle is lief daarvoor om voor 'n boot uit te swem. Dit is nou die einde van boek 7. Nog avonture saam met Mia wat haar maats meer leer oor veiligheid in boek 8.